Een van Groot Rivier se grootste karakters van die ou jare was Sergeant Johnny Rose. In die dae toe hy daar polisman op en af teen die Groot Rivier was, toe was dit nog die tyd van die poliespere, lank voor die tyd van die polisiemotors gewees. En Sergeant Johnny Rose vertel destyds dat hy een namiddag laat berig kry van 'n moord op Kenhardt en hy moet die gaan ondersoek. Hy sê en hy kry gelukkig nog kans om vir hom vir die nagse ryery 'n bottel brandewyn te koop, want dit was tydens een van die strafste winters wat die Noordweste gehad het wat die moord gepleeg word. Hy sê met so 'n skynstaan sonnetjie val hy in die pad en hy ry. Hy sê in sommer vroeg aan, toe kletter sy tande al so koud is dit. En hy hou stil om 'n slag litte te rek. Hy sê hy staan so 'n bietjie rond en hy haal die bottel brandewyn uit die saalsak en net wat hy die prop wil afdraai. Hy sê toe hoor hy agter hom kom nog 'n perderyter aan en hy druk die bottel terug in die saalsak. En 'n figuur verskyn daar so in die skemerte op 'n perd en die man hou stil. Sergeant Johnny Rose groet van die grond af. Hy sê, "Naand vriend, ek is Sergeant Johnny Rose van Kuimoes." Die man bo op die perd antwoord. Hy sê, "Naand sergeant en ek is Pater Hoeflies en ek hoef seker nie vir jou te sê ook van Kuimoes nie." En daar ry die twee toe nou saam. Sergeant Johnny Rose sê, en dit was nou met gemengde gevoelens, want die pater se geselskap, die maak die pad toe korter. Maar aan die ander kant sit die bottel brandewyn net agter sy sterre in die saalsak. Hy sê, en na ruk, soos hulle nou so uitvra, die een vir die ander, vra die pater vir hom, nou maar wat gaan maak jy? Ja, hy gaan ondersoek 'n moordsaak. Wat gaan doen die pater? Die pater sê, man, ek gaan begrawe die vermoorde. En so ry die dienaar van die gereg en die dienaar van die geregtigheid dan nou daar saam. Ja, sê die pater, die pad van Kuimoes af Kenhardt toe is daarom ook so 'n eensame pad. Dit laat hom dink aan die pad van Jerusalem af na Gaza toe. Want daar staan in die Bybel, dit was 'n eensame pad. Dis mos nou die pad waarop Filippus die kamerling van Ethiopië teëgekom het. Ja, sê Sergeant Johnny Rose, hy ken nou nie die pad van Jerusalem af Gaza toe nie, maar die pad van Kuimoes af Kenhardt toe, die ken hy en die is wragtig eensaam. Ja, sê die pater, en nou sê vandag ook nog so bitterlik koud. En dit was toe die pater sê koud. So sê Sergeant Johnny Rose later, laat hy die koue ook net nie meer kon hou nie. Hy sê pater, ja, koud is hy ook. En dit was toe die pater praat van koue, sê Sergeant Johnny Rose, laat hy die koue dubbeld so erg voel. Hy sê pater, ja, dit smaak my, ek sit op 2 stukke doodgespuite tandvleis. Ja, sê die pater, het smaak om ook, hy sit op 'n stuk liggaam wat al lank al heel afgesterwe het. Sergeant Johnny Rose sê, pater, ek weet nie wat pater daarvan sal dink nie, maar ek het teen die koue 'n botteltjie brandewyn saamgebring. Die pater sê, het jy? Hy sê, ja pater, die pater sê, man, is net die regte ding teen die koue. En Sergeant Johnny Rose haal die bottel uit die saalsak en hy draai die prop af en hy gee vir die pater. Hy sê en hy hoor die pater gee so 'n sluk of 2, 3 aan die bottel. En hy self gee so 'n sluk of 3, 4 aan die bottel, dalk 5 ook. En hy draai die prop weer op en hy steek die bottel in die saalsak en hulle ry. Hy sê en hulle twee vind mekaar wonderlik daar in die nag en hulle gesels 'n uitslike stuk gat in die nag in soos hulle ry. En na ruk toe sê pater, het smaak vir my, die koue slaan weer bietjie in my lyf. En die pater sê, man, dis van brandewyn die ding. As jy die koue uit jou lyf gekry het, dan moet jy vir hom uit jou lyf uithou. En hy die bottel uit en hy draai die prop af en hy gee vir die pater. Hy sê en hy hoor die pater gee so 'n stuk of 5 slukke aan die bottel en hy self gee 'n stuk of 6 slukke en hy draai die prop op en hy steek hom in die saalsak. Hy sê en hy ry en hulle gesels en die pater sit styf in die saal en hulle ry en hulle gesels. Hy sê na ruk toe sê die pater vir hom, het smaak vir hom, daarom die koue klim weer by sy jas in. Hy sê ja, dit smaak vir hom, ook die koue klim weer by sy jas in en hy het weer die bottel uit die saalsak en hy draai die prop af en hy gee dit vir die pater. En die pater gee so 'n stuk of 7 slukke en hy self gee 'n stuk of 8 slukke en hy draai weer die prop op die bottel. Hy sê in hulle gesels. Hy sê na ruk toe sê die pater vir hom, dit smaak vir hom
of die winter op sy blaas slaan. Die pater sê hulle moet afklim. Hy sê ja, dit smaak vir hom ook. Die koue trek op sy blaas, hulle moet afklim. Hy sê en hulle klim af. Hy sê en hy sien in die donkerte, maar daarom so in die bietjie sterlig, die pater hou vas so met sy ander hand aan die saal. Hy sê en hulle maak klaar en daar op die grond maak hulle die botteltjie leeg en hy gooi hom daar in die veld weg. Hy sê en hulle ry en hulle gesels en hy sê vir die pater, die nag is mos vir my so wonderlik mooi. Die pater sê ja, die nag is vir hom net so wonderlik mooi. Hy sê pater, dit lyk vir my elke sterre te stert. Die pater sê ja, dit lyk vir hom ook elke sterre te stert. Hy sê na ruk, toe sê pater, dit lyk vir my die sterre se ster te krimp. Die pater sê ja, dit lyk vir hom ook die sterre se ster te krimp. Hy sê pater, maar dit smaak vir my so met die krimp van die sterre en met die helderder word van die sterre, word dit ook kouer. Die pater sê ja, dit smaak vir hom ook soos wat die sterre se ster te krimp en soos wat hulle helderder word, word die koue groter. Hy sê later pater, dit smaak vir my nou ek trap met 2 sementstene in die stiebel, so koud is my voete. Die pater sê dit smaak vir hom ook, hy trap met 2 sementstene in die stiebel, so koud is dit. Sergeant Johnny Rou sê pater, maar sal ons nie stil en 'n vuurtjie maak nie. Die pater sê nee, wag, ek het ander raad. Hy sê ek het ook 'n botteltjie saamgebring teen die koue. En die pater haal die bottel uit en hy draai die prop af en hy gee dit vir Sergeant Johnny Rous. En Sergeant Johnny Rous sê hy gee sommer so 'n stuk of 7, 8 slukke. En hy gee die bottel vir die pater en smaak die pater drink sommer die helfte van die bottel. En hulle ry, hy sê en hulle praat. Hy sê en dit smaak of daardie brandewyn die koue so wegdruk van hulle af. Laat die koue weerskant staan soos die 2 walle water van die Rooi See toe die Israeliete daardeur is. Hy sê in die pad word 'n warm poort deur die koue tussen Keimoes en Kenhardt. Hy sê en hy sê vir die pater, dit smaak vir my die sterre se ster te groei weer. Die pater sê dit smaak vir hom ook die sterre se ster te groei weer. Hy sê maar die pater sê dit smaak net vir hom die ster van Bethlehem was 'n groter ster met 'n langer stert. Hy sê ja pater, dit smaak vir my ook die ster van Bethlehem was 'n groter ster met 'n langer stert. En die pater haal weer die bottel uit die saalsak en hy draai die prop af en hy gee 'n klomp slukke en hy gee vir Sergeant Johnny Rous en die gee 'n klomp slukke en hy kry die bottel terug en hy draai die prop op en hy steek hom weer in die saalsak. En Sergeant Johnny Rous sê vir die pater, hy sê pater, dit smaak vir my die sterre se sterte staan nou skiers regop, so stoksterk Meerkaie se sterte. Die pater sê ja, dit lyk vir hom ook die sterre se sterte staan skiers regop, so stoksterk Meerkaie se. En toe breek die dag dof weg. En met die breek van die dag, toe maak die nag se koue werklik mening. Toe kom die grootste koue en die perde se pote kraak op die rep. En hulle deel die laaste bietjie brandewyn wat in die bottel skommel. En Sergeant Johnny Rous sê vir die pater, dit smaak vir my dat dit vandag onderste bo geryp, want die sterre is asfaal. Die pater sê dit smaak vir hom ook dat dit onderste bo geryp, want die sterre is asfaal. En net toe beginne breek die dag, en toe die soontjie so uitkom, toe kom hulle so af op Kenhardt. En Sergeant Johnny Rous sê toe gesels hulle, en die vroeë môre liggie wat koud is, dra die geselskap ver die dorp in. Hy sê en die mense kom so uit hulle huise uit na die tuinhekkies toe, om te kyk watter geweldige klomp lawaaiige mense kom die dorp hier so vroeg in, waarin hulle lawaai nie hoort nie, omdat moord en begrafnis die geselskap is. Maar Sergeant Johnny Rous sê, daaraan steur ek en pater Hoeflies ons toe min. Ons is toe so eie met mekaar. Hy sê vir my Johnny, en ek sê vir hom papi. Jan Spies, maar toe kom die rekkie en die hele Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf verander in sy totaliteit.